Die een ding wat baie belangrik is by ritme, is dat jy altyd baie welkom sal voel en baie tuis sal voel. So jy as 'n digitaler, ek weet nie waar jy kyk nie, maar ek hoop jy is gemaklik, maar die belangrikste is weet net dat jy by ritme welkom is en 'n hartlike welkom dan ook by hierdie geleentheid. Dit is nou al vir 'n paar jaar wat ons hierdie doen en ons droom om nooit op te hou hiermee nie en aan te hou hiermee. So dankie ook vir jou ondersteuning wat dit moontlik maak. Ek wil net weer dit beklemtoon dat jy wat in die Pretoria omgewing is, as jy ritme kom bywoon by King Price daar in die Menlyn Myn omgewing en ons nooi jou amptelik om nie net digitaal te kyk nie, maar ook dit by te hoor. Dis nie dieselfde boodskappe nie. Dis verskillende boodskappe. So dit wat jy by digitaal hoor en dit wat jy in persoon gaan hoor is verskillende boodskappe. Jy is natuurlik baie welkom om ons te help om hierdie digitale boodskappe te versprei. Hoekom? Dit gaan oor die woord, gaan nie oor my of Stefan of enige ander prediker nie. Dit gaan oor om die woord by mense te kry, om harte aan te raak in lewens wat moet verander. En op daardie noot, baie welkom weer 'n keer. Geniet vanaand se boodskap. Mag dit jou lewe diep aanraak. Dag sê ritme, wat 'n voorreg om saam elke keer uit die Here se liewe woord, sy goeie woord te reis. Partykeer is die woord swaar en ander kere nog swaarder. Nee, wag, laat ek ernstig wees. Die woord is altyd die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. En mag dit vandag nie anders wees nie as ons stil staan by die tema die Here is elders en ook hier. Ons bid, Here, gee dat ons sal beleef, U is elders en hier. U is vandag hier. Laat die woord lig maak op ons pad. In Jesus se naam, sy goeie naam, sy reddende naam. Amen. Ek onthou van 'n kollega by die universiteit wat my een keer vertel het van 'n bekende oorseese professor wat in Manchester in Engeland 'n prof was. En die het hom een keer gaan besoek. Althans, hy was in Manchester en hy besluit toe, hy gaan daar by die universiteit by die wêreldberoemde professor se deur aanklop en daarom net kom dag sê en erkenning gee vir hierdie prof se groot werk. Maar die deur was toe, later loop daar 'n ander kollega verby en hy vra toe vir hierdie kollega, is hierdie beroemde professor hier? En hierdie ander professor staan so vir 'n oomblik en hy dink, hy sê, let me tell you something about this gentleman and compare him with the Lord. En hierdie kollega is ene ore, hy sê, this professor you are looking for is everywhere, not in Manchester. God is everywhere and also in Manchester. Op hierdie humoristiese manier het hy toe vir hom gesê, die beroemde professor is nie hier nie. Maar ek onthou nog altyd hierdie uitdrukking, God is everywhere, also in Manchester. Maar partykeer voel dit vir ons, God is everywhere, but not here. Daar's baie dinge wat mense 'n verlies aan Godbelewenis laat ervaar, as ek dit so mag sê. Wat maak dat mense voel, God is orals, behalwe hier. Hy is elders, nie hier nie. Hy is daar en selfs deur, maar nie hier nie. Partykeer gewoonweg net mense glo nie. Hoekom sal mense nou gepla wees oor God as hulle nie in hom glo nie? Ek meen, dis tog irrelevant vir hulle of God is of nie is nie, want hulle steur hulle nie aan hom nie. So, die eerste kategorie mense, ongelowiges, het nie regtig 'n saak met God se aanwesigheid of afwesigheid nie, behalwe as dit hulle pas om hom te blameer dat hy afwesig is. Daarin blink baie nie-gelowiges uit. Hulle glo nie, maar hulle verwyd God. Hulle glo nie, maar hulle swaai vingers. Dis iets anders. En dan is daar nog 'n rede hoekom mense God se ver wees dikwels beleef. Die psalmskrywers in die Ou Testament wat klaagpsalms skryf, maak dit duidelik dat swaar kry, lyding, teenstand, die effek van afwesigheid by hulle laat, dat God nie ingryp nie,
dat hy nie genoeg doen nie, dat hy nie hoor as hulle bid nie, wat die afwesige God effek by baie van die psalmskrywers skep. En dan natuurlik dink ek 'n derde rede, boonbehalwe blootgewoon mense glo nie, tweedens swaar kry, maar ek dink derdens het sonde ook 'n effek van 'n afwesigheid gevoel. Mense voel God is ver, maar hulle wil hom eintlik nie naby hê nie, want hy spreek hulle aan, hy oortuig hulle dat hulle verkeerd is, en daarom is dit beter om 'n soort woede, 'n soort opstandigheid te hê dat God ver is, want as hy naby kom, moet ons deel met wat verkeerd is. Hoe dit ook al sy, vraag, beleef jy ook soms ver af gevoelens ten opsigte van God? God is orals, behalwe hier. Hy is daar, maar nie naby nie. Hy is by hulle, maar nie by ons nie. Hy help op 'n afstand, maar nie hier nie. Miskien is dit wat met Gideon gebeur in Rigters hoofstuk 6. God stuur 'n engel om Gideon te roep. Ek hoor in Rigters hoofstuk 6 vers 11, ek lees uit die boodskap. Daarna het die engel van die Here onder die eikeboom in Ofra gaan sit, wat aan Joas, die Abiesriet, behoort het. Sy seun Gideon was besig om koring in die parskyp uit te slaan, waar die Midianiete hom nie kon sien nie. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Toe antwoord Gideon, verskoon my dat ek vra, meneer, maar as die Here by ons is, waarom gebeur al hierdie slegte goed met ons? Wat het van al die wonderlike dinge geword waarvan ons voorvaders ons vertel het? Het hulle nie gesê, die Here het ons uit Egipte gered nie? Maar nou die Here aan ons aan ons eie lot oorgelaat en ons in die Midianiete se mag oorgegee. Gideon is nie beïndruk met die persoon, hy besef nie dis 'n engel nie, so hy neem aan dis 'n besoeker. Gideon is besig om 'n bietjie weg te kruip en nou verskyn hierdie besoeker aan hom. Hy spreek die persoon net hoflik aan as meneer. As dit 'n engel was, sou hy sekerlik anderster gepraat het, as hy besef het in elk geval, bedoel ek, dis 'n engel. Maar Gideon se eerste belewenis van God is dat God elders is. As hy hoor die Here is by hom, soos wat die seun uitspreek van die engel veronderstel, gegroet, God is met jou. Dis 'n wonderlike seën uitroep van die kant van die engel in die naam van die Here oor Gideon, maar Gideon beleef dit nie. Hy besef dit gaan swaar. Hulle land is oorgegee, moeilikheid is met hulle. So hy beleef nie God as naby nie, maar as ver, as God wat hulle aan hulle self oorgelaat het, die God van afstand, die God van ver wees. Dit is Gideon se reaksie. Ons is aan ons eie lot oorgelaat. Rigters 16 vers 13 is eintlik sy taal. Vers 14, ons lees verder. Toe draai die Here. Onthou nou, dis die engel wat in die naam van die Here kom, en daarom hoor ons baie keer die engel van die Here en baie keer die Here self. Toe draai die Here na Gideon toe en sê vir hom, jy het die krag, gaan bevry die Israeliete uit die Midianiete se mag. Gaan nou, ek stuur jou. So God steur hom met respek nie aan Gideon se tirade nie. Gideon wat heel verskonend, maar eintlik afwysend sê, God is weg, God is nie hier nie. God self praat kort en kragtig. Gideon, nonsens. Jy het die krag, jy het die mag, jy het die gesag, gaan. So duidelik verstaan God nie lyding as afwesigheid nie. Duidelik stem God nie saam met die interpretasie dat hoe moeiliker dit gaan, hoe slegter dit gaan, hoe donkerder omstandighede is, hoe meer is God weg nie. God weier. Hy weier om daarop af te teken.
Gideon antwoord egter op God wat sê, gaan, jy het die krag, jy het die gesag, gaan bevry die Midianiete. Ekskuus meneer, is Gideon weer aan die woord. Maar waarmee moet ek die Israeliete red? My familie is die armste in die stam van Manasse, en in my eie gesin is ek nie juis belangrik nie. Dis asof hy vir hierdie besoeker wat hy nog steeds nie erken nie, want vir Gideon is God weg, hoekom sal God nou in hom belangstel? En al wat hy sê, ekskuus meneer, op 'n sarkastiese manier waarskynlik, maar luister 'n bietjie, ek is die swakste familie in Manasse, en in die swakste familie is ek die swakste skapie in die kudde. Praat nou van elende op elende. Hy kruip weg, die besoeker vang hom uit, die besoeker stuur hom, en Gideon sê, ekskuus, met wat? Hier's niks in my hande nie. Ons is arm, niemand kyk na ons familie as hulle hulp nodig het nie. Ons is, soos die Engelse sê, useless, use less, gebruik minder. Gaan by Gideon verby, wanneer jy hulp wil kry. Dis nie hy nie, hy het niks. En die Here steur hom nogmals, vir die tweede keer, nie aan Gideon se tirade, aan sy verskonings, sy verdedigings, sy belewenis nie. Want hieroor gaan dit. Waar is God? Wel, wanneer ons mense glo, wanneer ons onsself glo, wanneer ons luister na die wêreld en ons eie afleidings maak oor God, dan sal ons vir onsself 'n slag moet vra, maar wat sê God daaroor? Ek dink dis 'n billike vraag. Stem God saam met die standaard opmerking dat hy sogenaamd afwesig is? In lyding, in swaar kry, in hartseer, is God elders? Natuurlik is dit 'n geldige vraag. Dis 'n vraag wat die Bybel oor en oor vra. Dis 'n vraag wat mense tot vandag toe vra. Ek het gebid en ek is nog steeds in moeilikheid. Ek het geroep en geklop. Omstandighede het nie verander nie. En nou kom die Here weer 'n keer na Gideon toe, nadat hy sy eerste verskoning was, dat hy nou nie eintlik verstaan van die Here nie, die Here het hulle oorgelaat, en toe hy die tweede keer 'n opdrag kry om te gaan, het hy vertel van hoe swak sy familie is, en toe sê die Here, vers 16, jy kan hulle red, want ek sal jou help. Jy sal die Midianiete so maklik verslaan, asof dit net een mens is, teen wie jy beklei. God sê dis maklik, as die oorwig aan die Here se kant is. Gaan net, doen net, vertrou net. En nou vra Gideon 'n guns, soos hy dit noem. Hy sê toe in vers 17, mag ek u 'n guns vra? Doen asseblief vir my 'n wonderwerk, dat ek seker kan wees, dat u wel die Here is, wat nou met my praat. Sjoe, kan jy dit glo? Dis nou al die derde keer dat God sê, gaan, ek is met jou. En Gideon sê elke keer, eers vertel hy dat die Here hulle verlaat het, toe vertel hy van sy swak familie, en hy self wat die ou swart skapie is nie familie, en nou vra hy 'n teken, Here, u sal daarom nou moet bewys, u sal nou na die partytjie toe moet kom, soos die mense sê, 'n ou wonderwerkie, net laat ek daarom seker kan maak, hierdie is nie iets waarvoor ek opgestel is, sonder dat dit regtig die Here is nie. Moet asseblief nie van hier af weggaan, voordat ek terug is en vir jou offer kon bring nie, sê Gideon. En dan antwoord die engel van die Here, ek sal wag tot jy terugkom, het die Here geantwoord. Mooi, né? Gideon wil nou 'n offer bring. Gideon is toe terug huis toe, vers 19, waar hy 'n jong bokkie gaar gemaak en 'n brood gebak het. Dis nogal 'n lang ruk wat hy die Here laat wag. Praat van geduld. Ek meen, om 'n brood te bak, 'n jong bokkie te slag en gaar te maak. Vir die brood het hy ongeveer 16 kg meel sonder suurdeeg gebruik. Sjoe, ek weet nie hoe baie nie, maar dit klink na 'n groot klomp brood wat hy bak. Hy het die vleis in 'n mandjie gesit en die sous in 'n bakkie gegooi, toe sy terug na die engel onder die eikeboom. Toe hy daar kom, sê die engel van God vir hom,
sit die vleis en die brood op die rots neer en gooi die sous daaroor uit. Gideon het dit gedoen. Die engel van die Here raak toe met die punt van die stok wat hy in die hand gehad het aan die vleis en die brood. Skielik kom daar 'n vlam uit die rots wat die vleis en die brood heeltemal verbrand. Toe Gideon weer kyk, was die engel van die Here weg. Jo, wat 'n kragvertoning. Gideon sit God, soos die Engelse sê, on hold. Wag so rukkie vir my as dit regtig is. Julle, en dis my die mooiste. Die engel van die Here is bereid om te wag. Dis vir my mooi van God se gestuurde en van God self. Hy wil ons partykeer leer dat hy ons ontmoet op ons swakste. Want Gideon is nou nie op hierdie oomblik die toonbeeld van geloof en dapperheid nie. Hy sal ook maar wil sê, God is oral, behalwe by Israel. Hy is elders, maar nie hier nie. Hy is daar en deur en ver en hoog en diep, maar hier nêrens te sien. En 3 keer praat God met hom. Gaan net, ek is by jou. Ek maak jou sterk, ek help. En uiteindelik Gideon se toets, wanneer hy nou kos bring en die kos verdwyn, en dan hoor ek vers 22. Toe Gideon agterkom dat hy die engel van die Here gesien het hy baie benoud gesê, o Here my God, ek het die engel van die Here met my eie oë gesien. Nou is ek in groot moeilikheid. Ek meen reg deur Israel bestaan die opvatting dat as jy God sien, dan sterf jy. Hy weet daarom dis die engel, maar hy weet dis die engel wat die verteenwoordiger, die spreekbuis is. Daarom wissel die skrywer van Rigters die engel en die Here met mekaar af. En nou praat die Here ook direk met Gideon, vers 23. Toe sê die Here vir Gideon, toe maar, moenie bang wees nie, jy sal niks oorkom nie. Gideon het daar op die plek vir die Here 'n altaar gebou. Hy het dit genoem, die Here gee vrede. Die altaar staan nou nog daar in Ofra, in die gebied van die Abiesriete. In elk geval vir daardie tyd was dit nog daar, toe dit geskryf is. Die Here gee vrede, dis mooi. Met eens kom Gideon een reuse les agter. God is nie elders nie, hy is ook hier. God is ook hier, al moet hy partykeer 'n bietjie 'n vertoning maak van my ongeloof en my blindheid. God is nie net hier wanneer ek dink hy's hier nie. Hy is hier, punt. God is nie net hier wanneer ek beleef hy's hier nie. Hy is hier, punt. God is nie net hier wanneer ander mense vir my vertel hy's hier nie. Hy is hier, punt. Hy is hier en elders en oral. Hy's in die hemel en op aarde en onder die aarde. Hy hou tyd en ewigheid vas. Hy's in gister en in vandag en in môre. God troon uit bo alles. Hy is in die moeilikheid en in die groen weivelde. Hy is in my eie biddeloosheid naby en in my gebedsverhorings. Hy is hier wanneer die lewe my onderste bo slaan en wanneer alles rondom my nagdonker is en wanneer die lig deurbreek. Hy's in die nagwaak by my wanneer ek nie kan slaap nie en bekommerd is en vra, Here, wat moet ek doen? En hy's ook by my as ek rustig slaap en wakker word uitgerus. God is hier wanneer die son skyn en wanneer die branders breek. Hy is hier wanneer die wolke saampak en wanneer die son deur die wolke breek. Hy is hier wanneer ek by 'n oop graf staan van 'n geliefde en wanneer ek my geliefdes gespaar is. Hy is hier wanneer misdaad naby is in onwerklike moeilike situasies in Suid-Afrika en ook wanneer deurbrake kom. Hy hoor wanneer ons klop aan sy hemelse deur, al voel dit of dit gesluit is. Luister Gideon, luister kerk van die Here. God is elders en hy's hier. En daarom kan ek by wyse van Spreuke 'n geloofsoffer vir hom bring en uitroep saam met Gideon, deur my lewe 'n altaar oprig vir die Here en sê, die Here gee vrede. Mag jy en ek presies dit beleef. Mag ons beleef, God gee vrede.
die vrede van die kruis van Jesus. Mag ons regtig, waaragtig die vrede van die Here beleef wat hier is. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U elders is en orals en vandag ook hier. Here, maak my oë oop om saam met Gideon hierdie groot geheim te ontdek, te ervaar en te beleef. Dankie dat U hier is. Dankie dat ek dit mag glo, dit mag ontvang en saam met Gideon by sy altaar mag staan en uitroep, die Here gee vrede. Amen. Wat 'n vreugde om saam te reis vir Johan en vir myself en almal by die ritmespan. Wat 'n eer. Sien uit om binnekort weer hier saam met jou te reis uit die Here se woord. Vrede vir jou. Hoe het Jakobus vir ons geleer? Geloof moet in dade oorgaan. En dit is ons hele doel met ritme in persoon en met ritme digitaal. As jy die woord hoor, kom ons gaan leef dit, kom ons gaan doen dit. Dit is die uitdaging. Dankie weer vir jou finansiële ondersteuning, jou finansiële bydrae wat hierdie moontlik maak. En help dit versprei asseblief. Ek bedoel, sluit aan by die sosiale media platforms, of dit nou Facebook is of Instagram, wherever, maak nie vir ons saak nie. Deel ook in die weeklikse goedjies wat geplaas word, opbouend, inspirerend. Kyk daarna veral baie skrifgedeeltes en so aan. So jy gaan die hele tyd verryk word ook deur die sosiale media platform van ritme en ritme digitaal. En mag jy 'n geseënde week ervaar, beleef en regtig ervaar die Here gee elke tree saam met jou. Weet hy's by jou.